Ons lees in Spreekhoofstuk 28 vers 1, die goddelose hardloop weg, al jaag niemand hom nie. Die regverdiges het die moed van 'n leeu. Almal van ons wat luister, wil almal graag sê, ja, ons het die moed van 'n leeu. Hier staan die regverdiges het die moed van 'n leeu. So ons moet die lewe duidelik aanpak, 'n verskil maak, 'n impak maak. Ja, om skadeloos, sonder om impak te maak, sonder om positiewe gevolge op jou naaste te hê, is om eintlik nie deugsaam te wees in hierdie lewe nie. Jy kan nie deugsaam wees as jy nie 'n verskil maak nie. Dan is jy net 'n skaduwee wat lig verbygaan, sonder om 'n dinamika te veroorsaak wat ander mense tot motivering, tot beweging, tot beter verstaan van hulle self en die omgewing te bring, of om 'n beter verskil te maak aan die omgewing waarin ons bly, of dit die mens is of die natuur is. So die woord lyk van die dag ons eintlik uit, of maak dit vir ons baie duidelik dat ons nie net soos nie identifiseerbare wesens kan wees en tog deugsaam 'n verskil gaan maak nie. Binne 'n paar minute gaan Dr. Christo Nodee met ons juis praat oor naaste is en naaste wees en onder andere vir ons deugsaamheid verduidelik. Dr. Christo Nodee. Ek sal nou al 'n ou bekende hier op lig. Ons hoop is vir julle elke keer lekker om weer na hom te luister. Verhoudings en liefde. Vandag bring hy dit eintlik baie nader aan ons. Naaste is naaste wees. Nou Christo, 'n mens kan so baie praat oor wie is jou naaste, waar is jou naaste, maar hierdie twee stellings wat jy amper hier maak, naaste is en naaste wees, dit klink vir my amper ongemaklik naby. Almal wat luister, is lekker om weer te kuier hier saam met julle op Maluti FM. En ek neem aan dis wat jy wil doen, jy wil vir ons sê, wat beteken naaste? Ja, Willem, ek dink 'n mens praat baie keer van 'n naaste, en dan dink 'n mens aan die onbekende ouens wat jy nie ken nie, wat jy op die straathoeke sien, wat jy in die winkelsentrums teekom, wat oor jou pad kom, wanneer jy ook al waar is. Maar ek wil sê dat ek dink naaste het te doen met die bekende en die onbekende. Ek dink daar is baie mense wat naby jou is, wat jou naaste is, en wat 'n mens nie sien as 'n naaste nie. En ander mense weer wat onbekend is, wat jy so oor op fokus van, dis my naaste. En ek dink die barmhartige Samaritaan het ons half so bietjie op 'n dwaalspoor gevat, deur te sê dis 'n wildvreemde ou wat seer gekry het, wat ons moet help om gesond te word. Nou ek dink dis 'n bietjie van 'n verskraling volgens my as 'n mens bietjie dink oor 'n naaste. En ek wil vandag jy so bietjie gesels oor, maar wat is dit? Want uiteindelik dink ek baie keer, wie is my naaste? Maar het ek al oor die vraag gevra, wie se naaste is ek? O, nou kom jy by 'n moeilike ding. En dis die ding wat ek wil so 'n bietjie mee speel vanmiddag, is hierdie hele begrippe waarmee ons besig is en naaste bietjie belig, en dan vir mekaar sê, nou maar, wat maak ons dan nou met al hierdie dinge? So, dit is byna van my verantwoordelikheid teenoor ander, daar ver, nee. Maar jy bring eintlik terug en sê, watter verantwoordelikheid het ek om hier naby elke plek, geleentheid, mens met wie ek te doen het, die volle geleentheid gebruik om 'n naaste te wees? Ja, Willem, ek dink as 'n mens bietjie kyk na die woord naaste, dan het dit 'n ding van dis naby. In terme van tyd kan dit iemand wees wat aangrensend
van jou is. Dis bereikbaar. Dis byderhand. So wanneer 'n mens dan nou praat van 'n naaste, is dit iets wat op hande is, 'n persoon. En ja, natuurlik jou familie is. Want wanneer 'n mens kyk na die naaste en die doel van naaste wees, gaan dit oor lewe en dood. Dit is 'n naaste is iemand wat of jou kan help lewe of wie jy kan help lewe. So dit het ook daar met daai begrip te doen. En dan wanneer 'n mens kyk na lewe en dood, dan het dit te doen met 'n liggaam. 'n mens wees, jou menswaardigheid en jou menswording. So al hierdie dinge het te doen, dink ek, wanneer 'n mens 'n bietjie die woord naaste ontrafel, dan is dit al hierdie begrippe inbegrepe om dan vir ons te help om te verstaan, wanneer ons van naaste praat ons van 'n medemens wat nie te ver van my af is nie, want om een of ander rede menswaardig moet wees, moet word of nog nie is nie. En aan die ander kant moet 'n mens dan nou sê, as ek dan nou 'n naaste is ek dalk iemand wat by 'n punt is wat menswaardig moet opgebou word. My menswording beter moet ontwikkel, my liggaam en my siel en my denke 'n bietjie beter versorg. So dis die soort goeders waarna 'n mens moet kyk wanneer 'n mens dan na jou naaste kyk. Dit het met die hele mens te doen. Dit het nie net met 'n spesifieke aspek van noodverligting ten opsigte van 'n geldstukkie, 'n stukkie brood, koeldrankbotteltjie, wat ook al. Dis baie meer, dink ek, wanneer 'n mens kyk na naaste, waarmee 'n mens dan te doen uiteindelik. So, ek wil dit nou probeer saamvat op 'n manier en sê, ek moet iemand se naaste, ek moet geleenthede soek om iemand se naaste te wees. Ek moet 'n oog gee om te sê, waar kan ek iemand se naaste wees sodat ek hom kan help. En dit is nie die op die hoek staan en R10 of 5 whatever geld wil gee en verbystap, noodwendig nie. Is dit ook naaste so verloops bestuur? Willem, ek dink dis alles saam, maar ek dink dit is nie net een ding nie. Ek dink baie mense dink aan naaste diens is dat hy die geldjie gee, dat hy die bord kos gee en dat hy dan wegstap van die persoon en hy het vir sy naaste iets beteken. Nou, die rede hoekom ek so bietjie wil huiwer om te sê dat dit is eintlik al wat ons hoef te doen en dan voel ons baie goed oor onsself en ons stap weg. Ek wil so bietjie kyk en twee teksverse wat vir my nogal opgeval het toe ek nou na hierdie ding gekyk het, was in Johannes 1 word daar 'n verskriklike lang 18 verse beskrywe hoe Jesus, wat van die begin van die skepping af daar was, mens kom word het, onder ons kom woon. En skielik het ek die vraag gevra, hoekom? Ja, natuurlik, die redding moet uit die mensheid kom, want die sonde het in die mens ingekom. So ons verstaan daai konsep, maar hoekom het Jesus as 'n babietjie ingekom? Hoekom het hy heeltemal groot geword? Hy kon ingestap het as 'n wildvreemde, uit die woestyn uit, in Jerusalem ingestap het en gesê het, ek is die Christus. Hoekom het hy die langer metode gevolg? En ek dink, dit het iets te doen met, omdat hy die mens se waardigheid, erkenning wil gee, onder alle fasette, onder alle ontwikkelingsstadiums, onder alle moontlike omstandighede, wil hy vir ons kom sê, ek ag die mens waardig, daarom dat ek van die begin tot die einde met hierdie mens lyf van my 'n pad gestap het, om erkenning te gee, dat die mens menswaardig is. So, wanneer ons dan nou kyk na die hele ding van dat God skep en gee lewe, deur die asem in die neus in te blaas, dan is die lewegewe God van elke mens op aarde. En dan praat Dani Lou en hy sê, ons het sekere kwaliteite ontvang
om te kan lewe. En die kwaliteite wat hy sê wat ons ontvang het is liggaam, siel en denke. Nou moet 'n mens gaan kyk. As ons praat van jy moet jou naaste lief hê, jy moet 'n naaste wees en 'n naaste word, het dit dalk met hierdie kwaliteite te maak? Ek dink tog, ons kan nie dit een kant toe skuif nie. So met ander woorde, wanneer ek 'n naaste is, moet ek op die uitkyk wees na 'n mens se liggaam vir wie ek 'n naaste wil gaan word. Ek moet kyk na 'n mens se siel wanneer ek wil kyk na 'n mens se menswees. Ek moet kyk na sy denke, sy verstandelike ontwikkeling. So met ander woorde, wanneer 'n mens dan nou hierna kyk, dan begin 'n mens 'n bietjie agterkom dat naaste wees is dalk 'n bietjie meer kompleks as bloot maar net om die voorbeeld te vat van die barmhartige Samaritaan en te sien dat hierdie ou het hierdie wonde verbind, hom by 'n hospitaaltjie afgelaai, so 'n veldhospitaaltjie en gesê, versorg hierdie man. As ek terugkom en julle het meer gebruik van die medisyne as wat julle gedink het, dan betaal ek dit graag in. Maar kom ons kyk so 'n bietjie na, ons is nou nie mense wat noodwendig mense gaan oplaai wat fyn en flenters geslaan is nie. Maar wanneer ons kyk na kwaliteite en ons vra onsself af, hoe is die kwaliteit ontwikkeling van die medemens met wie ek te doen het, wat my paaie kruis, dan begin dit mos iets anders word. Want nou kyk ek na sy lyflike kwaliteite, sy liggaamlike kwaliteite. Is hy goed versorg? Is hy skoon? Het hy wonde? Het hy skete? Het hy pyne? So liggaamlik kyk ek na hom en ek sê vir myself, is daar 'n manier hoe ek in hierdie mens iets kan help doen vir die naaste? En dan kyk ek natuurlik na sy siel. En sy siel het te doen met die verhoudings waarin hierdie persoon staan. Verhouding met God, verhouding met ander mense, verhouding met familie. En so kan ons dit nou al alles opnoem, want die siel oordek eintlik dan ons verhoudingsdeel van ons lewe. Maar dan is daar ook die denkprosesse. In watter mate het hierdie persoon in sy denkprosesse hulp nodig? So, wanneer ons dan nou daarna kyk, dan lyk dit vir my, moet ons 'n noemer probeer soek, wat ons kan sê, wanneer gaan ek stop, en wanneer gaan ek begin, om iemand te help. Want, ek dink die groot vrees waarmee ons almal sit, is dat ek kry 'n albatros om my nek, net omdat ek vir iemand gaan 'n naaste wees het. En dis nie die Bybelse bedoeling nie. Hy wil nie hê dat ons albatrosse om ons nek moet hang, en so gekortwiek word in ons eie lewe, dat ons nie self kan lewe nie. Want dan is jy besig om jouself te versmoor met al die albatrosse om jou nek. Die woordjie wat ek daarvoor gekry het, was deugsaam. Nou deugsaam klink 'n baie mooi geestelike woord. Dit is ook. Wanneer ons met deugsaamheid te maak het, dan is daar 'n paar kwaliteite wat meewerk na deugsaamheid. En as ons so 'n bietjie kyk na wat die woord deugsaam beteken, dan sou ons vir mekaar kon sê, deugsaam het te doen met 'n wonderlike manier om vir ons te sê, maar hoe tree ek op? Hoe help ek menswaardigheid aan? Hoe voeg ek waarde toe tot? En dan wanneer ons dan nou kyk na wat is die doel van naaste wees, dan is dit dat ek die persoon bemagtig tot deugsaamheid. En die oomblik as ons dan vir onsself 'n noemer het, en ons het 'n doel, en ons weet hoekom ek 'n naaste wil gaan wees, dan is ons baie meer gestruktureerd in ons naaste wees en naaste word vir iemand anders. Want ek dink dit is wat die Here Jesus vir ons kom leer. Die tweede voorbeeld wat ons het is natuurlik die baie bekende Filippense 2, waar die Here Jesus gekom het en Paulus dit besing en hy sê, Christus het kreatief omgegaan met dit waarmee hy besig is. So wanneer ek met my naaste te doen het, is 'n stuk kreatiwiteit lewensbelangrik vir my en die naaste wat deur my bygestaan word.
So, ek moet nie net gaan staan en bloot 'n handeling doen nie. Dit moet 'n kreatiewe handeling wees. God is kreatief. Hy maak my kreatief en hy help my om kreatief ander mense te help om dan ook deugsaam te kan word en ontwikkel. Want dit het te doen met 'n mens wees. Dit staan so mooi dat Jesus het in sy menswees regtig waar omgegee vir ander mense. So dit is die eerste eienskap wat daar by my moet kom voor ek by deugsaamheid kan uitkom. Gee ek regtig om vir hierdie persoon vir wie ek 'n naaste wil wees? As ek nie, waarmee is ek dan besig? Dan is ek besig met 'n stuk pligspleging en die Here sê, weet jy wat, ek kan liewers iemand anders te gestuur het, wat baie meer waarde tot die persoon se lewe te kom toevoeg. So voordat jy betrokke raak by iemand, vra jouself die vraag af, doen ek dit omdat ek vir hierdie persoon omgee? So, en wanneer 'n mens dan nou kyk na hierdie soort goeders, dan dink ek is dit vir my, en miskien vir jou, belangrik dat ons gaan sê, wanneer ons dan nou na Christus kyk, en hy sê, dat hy het 'n ingesteldheid van omgee gehad, dan dink ek is dit waarna ons moet gaan soek. Die ander ding wat Jesus Christus kom doen het, hy het nooit betrokkenheid by ander mense uit ambisie gedoen nie, en of uit selfsug. Hy was ambisieloos in die sin, dat hy wou niks bereik, deur vir iemand anders aan die kruis uit te gaan sterwe, behalwe om daai persoon te red nie. En dan, wanneer 'n mens dan nou kyk na Christus, dan staan daar, en hy was bereid om selfopofferend te wees. Maar die selfopoffering het net gestrek tot by die kruisdood aan die kruis. Daarna het dit opgehou. Daarna het hy vir ons gesê, jy is nou gered, en nou gaan dan heen. Voer my opdragte uit. Leer mense om te onderhou wat ek julle beveel het. So, wanneer ons dan nou kyk hierna, moet ons besef dat daar is 'n tydperk van betrokkenheid by 'n persoon tot die ontwikkeling van 'n deegsame lewe. En daarna kan ek terugstaan. Dis nie 'n lewenstaak om een persoon te vat en hom deugsaam te maak nie. Ek moet net al die werke in plek stel, sodat die deegsame ontwikkeling kan voortgaan, want die deegsame ontwikkeling is God se werk. Dis nie my en jou werk. Maar ons moet die land ploeg, ons moet die saad saai, en ons moet kunsmis en water gee. Die groei kom van die Here af. So Willem, wanneer 'n mens so 'n bietjie praat hieroor, is die hoek nou so 'n bietjie anders as wat ons gewoonlik praat oor die naaste. Maar ek dink tog met hierdie paar gedagtes, help dit ons om so 'n bietjie wyeer en breër te dink oor wanneer ons praat van naaste en naaste liefde en naaste diens, dan is dit miskien bietjie meer omvattend as wat ons dit is daaroor gedink of gepraat het. Terwyl ek sit en luister, dan dink ek baie van die kere wat ons gepraat of dink oor naaste, dan begin ons, wie is my naaste? Maar die oomblik wat ons dit wil definieer, dan sê ons, maar wat beteken hierdie naaste vir my? En nie wat kan ek vir die naaste beteken nie. Dit is vir my, miskien is ek nou verkeerd, maar jy weet, ons wil dit definieer, wie is my naaste, maar die volgende oomblik, as hierdie naaste nie sodanig teenoor my reageer, hulle tot my voordeel is nie, dan wonder ek of dit my naaste is. Maar as hy positief sal reageer en tot my voordeel sal reageer, dan is ek heeltemal tevrede dat dit waarskynlik my naaste is. Is dit nie so nie? Willem, ek dink jy slaan die spyker op die kop, want ons wil graag ook erkenning hê vir die feit dat ek vir iemand iets gedoen het tot sy voordeel. Nou, ons almal is so. Die mense soek erkenning. So, dit is vir my lekker as iemand vir my sê, baie dankie, as ek hom 'n muntstuk in die hand stop en hy sê, may God bless you. Dan voel ek nou, okay, goed. Ek het nou vir hierdie persoon iets beteken. Maar het ek hom gehelp om meer deugsaam te wees? Of het ek hom net 'n muntstuk in die hand gestop om my eie gewete te stil? En dis die diep vraag wat ek nie kan beantwoord namens ons almal nie. Net ek weet hoekom ek die muntstuk in die hand stop. En is daar nie iets meer wat ek moet doen?
Is omgee en liefde dieselfde? Ek stap nou by iemand by en ek gee om, want hy is 'n mens, jy weet, en ek wil werklik nie hê dat iemand so moet leef nie, honger wees nie, ek gee om daaroor, maar is dit liefde? Is dit noodwendig liefde? Willem, ek dink ons het met semantiek miskien onsself 'n bietjie in 'n grys area ingewerk, en dit is om te praat van die verskillende woorde vir liefde. Die Bybel ken net een woord, en dis die woord liefde. En wanneer jy vir iemand omgee, wat is die motivering? Dis ons God se liefde wat jou laat omgee. Ek kan nie vir iemand anders goed wees of omgee as God se liefde in my hart nie werk nie. So ek dink net, wanneer dit dan nou kom is, waar kom die omgee vandaan? Ons kan baie keer sê, ja, maar my ma was so 'n oulike mens en het net vir mense liefde gegee. Wat is die voorbeeld? Hoekom volg ek dit na? Wat maak dat ek kies om ook soos my ma op te tree? En dit het niks eintlik met my te doen nie, maar alles met die liewe Here, wat deur sy wonderlike gees in my hart omgee vir ander mense wakker maak. So ek sou versigtig wees om die vraag te antwoord van omgee is hierdie kategorie dinge, en liefde is hierdie kategorie dinge. Ek dink wat lê in jou hart, en dit wat in jou hart lê, moet dan na vore kom, as deel van jou omgee vir jou naaste. Natuurlik, dit wat in jou hart lê, kan nie daar kom, as dit nie van 'n spesifieke bron afkom nie, dit het net een van twee oorspronge, nee, dit is of van die Here af, of van die oppositie af, van die Satan af, en as dit van die Here afkom, dan is dit omgee of liefde, ons maak eintlik wat ons sake, dan gaan ons weet wat gaan ons uitdra. Ek wil 'n ander ding vir jou dankie sê, dat jy vir ons 'n woord gee soos deegsaam, wat miskien vir ons 'n doelwit tipe stel, wat 'n mens kan identifiseer. As jy net een woord het, nou het jy deegsaam, ek wil iemand bring tot deegsaamheid, en nou is die hoogste deegsaamheid dan redding van sy siel, kan ons dit sê? Of is dit nie noodwendig die deegsaamheid wat jy van praat nie? Is deegsaamheid, jy het gepraat oor liggaamlike skoonheid, netheid, oor sy siel, en oor sy ewigheid. Is die deegsaamheid dan ek wil dit anders vra, is die uiteindelike doel van die deegsaamheid die ewige redding? Redding speel definitief 'n rol, maar redding is bloot die begin van 'n geestelike lewe. So, wanneer 'n mens praat van deegsaamheid, natuurlik moet 'n persoon gered word om verdere deegsame lewe te kan lei. Maar redding is nie die einddoel nie, dis die begin. So, wanneer ons praat van deegsaamheid, is dit die verdere geestelike ontwikkeling, mensontwikkeling en beelddraer van God ontwikkeling, wat in 'n persoon se lewe moet plaasvind, tot voordeel weer van ander, en tot eer van die Here. Dink jy nie, ons is partykeer ons 'n baie swak naaste vir onsself nie, want in ons gesprek en ons praat, en ek praat van myself ook, jy weet, redding, jy het dit nou so ras gesê, weet, redding is die begin, maar ek praat en dink asof redding my eie doel is hier op jy weet, ek is gered, so, en dan kan ek nou terugsit en gerus wees. So, en ek weet dis die begin, want dit is toch die geboorteproces wat gebeur het, ek is nou tot redding gebore, ek is nou 'n kind van die Here, en nou moet ek begin groei. En jy het dit mooi gesê, soos Christus al die fasette van geboorte tot by sterwens vir ons weer leef het, en vir ons klem geplaas het, dat elke faset van die lewe belangrik is, en dat ons nie moet miskyk nie, dat net soos die mense in Jesus se tyd geleentheid gehad het om as 'n jong man, jong seun, ouer seun, wat ook al, te respekteer en deegsaam te behandel, het hulle dit gebruik of nie gebruik nie, so het ons ook geleenthede om het, nie net groot mense nie, maar van kindsbeen af, of hoe jong ook al, tot nee, natuurlijk, geleentheid te kry om menswaardig te hanteer en met deegsaamheid toe of in staat te stel, of jy het eintlik gesê, laat ek net daarmee jou vra, miskien vir my laaste, jy het gesê die dade, nou,
Ons moet mos nie net dinge doen in die Bybel nie, ons moet mos glo ook. Nou sê ons moet die dade doen om die mense te begelei tot deugdsaamheid. Willem, geloof het 'n manier om ons te help om wanneer ons sukkel om te kan doen wat ons behoort te doen, te kan deurdruk en aan die ander kant kan uitkom en meer van onsself te geleer het, maar ook baie meer van die Here. So geloof is meer van 'n drukgang waar ek moet deur, anders, hoe kan 'n mens dit sê, is ek nie ingeënt nie. Want geloof help my om as ek deur drukgang gaan, om dan verryk te word met stof wat my help, om nog beter te kan wees as ek daar kan uitstap. Ek weet nie of die voorbeeld 'n baie goeie voorbeeld is nie, ek ruk het sommer maar nou hier van die rak af, maar dit voel vir my, wanneer 'n mens met geloof te doen het, is geloof nie 'n tassie wat ek saamdra nie. Dis 'n ding wat ek die hele tyd mee werk. Hy word vuil, hy stap deur modder, hy word skoon, hy brand in die son, hy verbleik, maar geloof is die hele tyd besig om te werk. Dis nie iets wat ek in 'n tassie hou, kort om oopmaak en kyk hoe lyk hy, hom weer toemaak en dan in die tassie saamdra nie. Geloof is baie keer soos, ek dink miskien 'n goeie plaashoed. Hy's regtig deur winter. Hy's deur wind en weer en hy weet en hy ken, maar dis die lekkerste hoed want hy's so sag soos nog. Hy pas vir my soos wat hy kan. Geloof is so. Geloof moet my so nommer pas, omdat ek gedurig met hom besig is, gedurig met hom werk en gedurig aan die gebruik is van hierdie geloof. Nee, dankie, ek hou van hy plaashoed, ek het so een, en jy sien, nou verstaan ek, jy kan nie die geloof een oomblik met jou hoed opsit van geloof en nou moet hom stap in die koelte of waar ook al, of in die son, en net nou jou geloof van dade, jou hoed opsit van dade nie. Nee, dis een en dieselfde hoed, wat weer dieselfde beskerming of dieselfde doel het om ons vorentoe te laat gaan. Dit geïnkorporeer, geloof en dade. Vir ons saam, Christo het begin en te sê, naaste is en naaste wees. So ek is iemand se naaste en ek moet ook iemand se naaste wees. Ek moet geleentheid soek, my oë oopmaak en nie net ander kritiseer as hulle nie vir my 'n goeie naaste is nie. Vir ons saam, wat wil jy ons mee wegstuur hierdie week? Wat sou gebeur as ons die volgende vraag vir iemand sou vra wanneer ons 'n naaste wil wees vir iemand? Die vraag is, wat is jou behoefte vandag tot deugdsaamheid? En op hierdie manier fokus ek my diens aan my naaste en ek help my naaste om anders te dink as bedelaar wees, bakkant staan en sê, maar wag so bietjie, wat se kwaliteit lewe is ek mee besig deur te doen waarmee ek besig is? Dis vir beide my wat gevra word vir 'n almoes en ook die een wat vra vir die almoes. Dat 'n mens sal vra, wat is jou behoefte vandag tot deugdsaamheid? En dan, wat kan ek doen om aan daardie behoefte te voldoen? So met ander woorde, as ek net hierdie twee vrae so bietjie vir jouself struktureer, miskien 'n bietjie vereenvoudig, almal gaan dalk nie deugdsaamheid verstaan nie, maar dat 'n mens maar so bietjie op die internet rondblaai en deugdsaamheid so bietjie uitmekaar trek, dat dit vir my sin maak, maar dit gaan daaroor, hoe kan ek tot verbetering van iemand anders, verbetering van die lewe. Hoe kan ek die lewe verbeter en hoe kan ek iemand anders se lewe verbeter? Dit sou deugdsaamheid dan vir 'n mens kan saamvat. En ek dink dit help ons dan om so 'n bietjie anders te dink en te kyk na naaste en naaste wees. Ja, natuurlik, die tweede vraag is, wat kan ek daaraan doen? Plaas die verantwoordelikheid lekker terug na my kant toe, om dan te reageer op 'n hopelike, eerlike antwoord. Baie dankie, Christo. Lekker om met jou te gesels en 'n interessante en ek dink 'n onderwerp wat ons so bietjie ongemaklik laat voel, jy weet, as dit so naby ons kom, dat ons ook iemand se naaste
Ons moet eintlik die geleentheid soek om iemand se naaste te doen, maar jy het vir my 'n lekker woord gegee. Hoe kan en 'n vraag gegee? Wat ons kan iemand vra? Wat is jou behoefte om vandag meer deegsaam te word? En dan moet ek vra, wat kan ek doen daaraan om dit te doen? Dit gee ons albei 'n waardige platform eintlik as naastes in die lewe vorentoe. Baie dankie Christo, tot die volgende keer. As iemand dalk met jou wil praat, gee gerus 'n nommer. Willem, ja, baie dankie. Dit is 082-785-1106. Ja, en dit was heerlik geweest om vandag weer so 'n bietjie saam te kuier. Baie dankie vir die geleentheid. Mag julle 'n baie deegsame week hê wat voor lê. Baie dankie, tot die volgende keer.